hoekom hou kinders nie van geskiedenis? Hoekom hou mense nie van geskiedenis nie? Dis vir my die beste en die wonderlikste vak. As mens nie geskiedenis verstaan nie, nee, dan verstaan jy niks. En dis soos 'n storie. Dis net die waarheid. Meeste van dit. OK. 'n Tydlyn van Suid-Afrikaanse geskiedenis kan 'n oorsig gee van sleutelgebeurtenisse, insluitend die aankoms van die Europeërs, die Groot Trek, die Anglo-Boereoorloë en die koms van apartheid, tot die uiteindelike afskaffing daarvan en die vestiging van 'n demokratiese Suid-Afrika. Afskaffing? Afskaffing. Wat beteken as mens iets afskaf? Sê weer? I do not know the definition. Ons is nou met Afrikaans besig. Ons is nou in Afrikaans. Verstaan jy wat dit beteken? Afskaffing. Jy skaf dit af. Jy stop dit. Sê nou maar ons het 'n reël gehad van die skool begin 8:00 en ons besluit dit werk nie meer vir ons nie, ons wil dit liewer 7:00 maak, dan skaf ons die ou reël af en ons bring 'n nuwe reël in. Belangrike gebeurtenisse in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Nou, voor 1652 het daar baie goed gebeur. Ons weet net nie presies wat dit was nie, omdat die mense nie skriftelike rekords gehou het nie. Daar's wel baie mondelinge gebeure, en natuurlik kan ons nog kyk na die voorgeskiedenis. Wie van julle weet, dat Afrika, en tot 'n mate suidelike Afrika, maar nie net suidelike Afrika nie, word beskou as die wieg van die mensdom. Het julle dit al gehoor? Suid-Afrika. Daar was 'n gebied daarbo in Transvaal, waar hulle in grotte, het hulle Is dit 'n cradle of... Cradle of Humankind. Ja. Was jy daar al? Nee, ek het nou. Ja. Waar hulle miljoene jare oue skedels ontdek het van lewende humanoids. Het is nog nie mense nie. Ons spesie, weet julle wat is ons spesie? Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Dis tegnies. Homo sapiens sapiens. Daar was baie ander homo spesies wat geleef het. Homo naledi, Homo australopithecus, Homo... Ek kan nie so allemaal onthou, dit is baie. In die ou dae het mense gepraat van oermense. Dis nog nie soos mense soos ons heeltemal nie. Homo neanderthalensis ensovoorts, baie, daar's baie. En wetenskaplikes is min of meer oortuig dat die moderne mens as 'n spesie in Afrika ontstaan het. So voor 1652, die inheemse Khoisan en ander groepe bewoon die gebied. Die begin van die ystertydperk bring veranderinge in lewenswyse en uitbreiding van nedersettings. Wat beteken inheems? Dit is klaar, hulle wat nie in... Nie neem dit in nie, jy's reg, Henko. Dit is hier. Dis klaar Dit is hier. soos Matthias, hy was hier. Hy Uitneems is, ander goedes kom in ander plek. Iemand bring iets nuuts in van 'n ander plek af. Wat is 'n nedersetting? Dis 'n plek waar 'n persoon kan woon. Dit is 'n plek waar mense woon. Luister 'n bietjie na die oorsprong van die woord. Kan julle die oorsprong hoor? Neersit. Daar waar ek myself gaan neersit, daar waar ek gaan bly. As ek saam met ander mense daar bly, wat ons gewoonlik meeste van die tyd doen, dan word dit 'n nedersetting. Vandag as mens praat van 'n nedersetting, hoeveel mense dink jy bly in 'n nedersetting? Min of meer? 6. Ja, ek sou sê 6 mense kan ja, ek sou nie minder as 6 gaan nie. 6 is al baie min. 200. Ek sou sê 200 is 'n goeie getal. Dink julle Woester is 'n nedersetting? Ja. Wat? Woester is te groot om 'n nedersetting genoem te word. Woester is al 'n groot dorp.
Is Woester 'n stad? Ja. Nee. OK. So 'n nedersetting is 'n plek waar mense bly, maar dit is nie so groot soos 'n dorp nie. 'n plaasie. Is ook nie 'n klein dorpie, maar is groter as 'n plaas. Soos 'n Merwe. Ja. Ja. Veral vandag. Ja, soos- Ja, Merwewil kan vandag dalk al 'n nedersetting wees. Goed. Wie kan nog onthou wanneer het Jan van Riebeeck aangekom? 6 April. 6 Nee. 6 April. 6 April 1625. Mooi. Ek ken hom. Jan van Riebeeck stig 'n verversingspos aan die Kaap wat die begin van die Europese kolonisasie markeer. O hel. Kolonisasie. Colonization. Colonization in Engels. Kolonisasie. Dit beteken een groep kom in 'n gebied in en sê, "Hallo, ons is nou hier en ons vat nou bietjie oor." OK. Is julle okay daarmee? Dit maak nie regtig saak of julle is of nie, want ons is nou hier en dit is hoe dit nou gaan wees. So, sorry, as julle nie okay is daarmee nie, toughies, né? Dis wat kolonisasie beteken. Ek wil net daai woordjie markeer. Wat dink julle beteken dit? Dis eintlik nie 'n mooi Afrikaanse woord nie, daar's beter Afrikaanse woorde. Markeer soos Dit kom van die Engelse maak af. Dit merk dit. Dit markeer dit. Soos in Chinese. Dit is die begin daarvan. Dis die merk. Dit van hierdie merk af Spinpol. is daar kolonisasie. Die volgende belangrik, okay, dan die 18de eeu, kolonisasie brei uit en verskeie groepe migreer na die gebied, insluitend Hugenote en Britse settlers. Setelaars. Kom ons praat eers oor migreer. Migreer. Kyk na 'n ander plek toe. Migreer, om rond te beweeg tussen plekke. Migreer. Hugenote. Ja, die genoem. Ons het al oor die Hugenote gepraat. Kan julle nog onthou? Ja. Ek kan onthou dat ons Van watter land af het die Hugenote gekom? Ek wil nie dom wees nie. Moeilik. Ek wil amper sê Duitsland. Nee, Frankryk. Is dit Frankryk? Hoekom het hulle hiernatoe gekom? Die Hugenote. Wat dan nie? Nee, wat was die rede hoekom hulle uit hulle eie land uit weg is? Ek gaan dit net vinnig sê, ons kan dalk terugkom daarna toe. In Frankryk, wel eintlik in die hele Europa, hier in die laat 1600s, eintlik hier van 1500s af. Die kerk wat in beheer was van Europa vir al die jare van na die val van die Romeinse Ryk af, was wat se kerk? Katholieke. Die Rooms-Katolieke kerk. En hulle het sekere gebruike en reëls en tradisies gehad. En op 'n stadium toe kom daar 'n paar ouens en hulle het nie dit afgespreek nie, dit het so half net gebeur. Een van hulle was Martin Luther. Daar was ander ook. En hulle sê hierdie Rooms-Katolieke kerk van ons, hy werk nie meer lekker nie. Hy doen dinge verkeerd. Hulle wou nie eintlik noodwendig 'n nuwe kerk of 'n nuwe geloof begin het nie. Hulle wou net gehad het die kerk moet dinge regmaak wat hulle gedink het verkeerd is. Maar toe werk dit nou nie so uit nie, want die kerk sê toe nee, ons is heeltemal reg. Okay, as julle wil hê, as julle sê ons is verkeerd, ons sê julle is verkeerd en ons gooi julle uit die kerk uit. En as jy 'n Katoliek is en hulle gooi jou uit die kerk uit, dan glo hulle jy gaan hel toe. Daar's 'n woord daarvoor, in Engels is dit excommunicate. Jy word uitgegooi uit die kerk uit en dan gaan jy hel toe, volgens die kerk. Ja. Okay? En hierdie ouens was nie bang vir die hel nie, want hulle het gesê ons glo in God en ons glo ons is reg en ons glo God besluit of 'n mens hel toe gaan of nie die Rooms-Katolieke kerk nie. En hulle begin toe sommer 'n nuwe geloof, die protestantse geloof. En die protestantse geloof het meer as 30.000 verskillende kerke. Nee? En dit het rof gegaan in Europa. Hier in die jare 1500 tot 16, selfs tot 1700. Want die Rooms-Katolieke en die protestante
het so sterk gevoel oor hulle, wat hulle glo, dat hulle oorlog gemaak het. Hulle het mekaar doodgemaak daaroor. En die Franse hugenote was Franse protestante, met ander woorde, hulle was nie meer Rooms-Katholiek nie. Maar Frankryk was 'n katholieke land. En toe het die katholieke kerk in Frankryk, wat ook deel was van die regering, gesê, hierdie ouens moet dood. Hulle moet dood. Hulle het duisende protestante doodgemaak. En die Franse protestante het 'n spesiale naam gehad. Hulle was hugenote genoem. En baie van hulle het gevlug na ander lande toe. Baie is Holland toe, party is Engeland toe, en ook het 'n groep van hulle Suid-Afrika toe gekom. Franschhoek is een van die plekke waar hulle gaan bly het. Wellington, baie van hulle het in Wellington gebly. As jou van soos myne Du Plessis is, Du Plessis, Marais, Du Plessis, Marais, Hugo, baie van die vanne wat mens hier in die Kaap kry, is oorspronklik hugenote vanne. Okay. So, daar baie dinge gebeur in die 1800s, waarvan mens nie alles nou oor gaan praat nie, onthou ons kyk na 'n oorsig. Een van die groot belangrike jare in die tydlyn van Suid-Afrika se geskiedenis is 1836, die Groot Trek. Die Groot Trek begin met boere wat na die binneland beweeg en nuwe republieke stig. Dan skiep ons weer klomp jaar en die volgende groot ding, die 9... Dis die groot tyd nie van 1835 tot 1840. Min of meer, ja. So, onthou jy dat ek het vir julle gesê, party goed wat in die geskiedenis gebeur, kan jy duidelik markeer. Jy kan sê, op 16 April 1652 kom Jan van Riebeeck aan. Ander goed gebeur so oor tyd. En as mense terugkyk, dan sê hulle, kyk wat het gebeur. Die Groot Trek is een van daai goed. Dit het begin, selfs al party ouens het al in 1934 begin oppak en waai. Ander ouens, maar so, nou sê geskiedkundiges, okay, kom ons maak die jaar 1836, want dis toe die meeste ouens gewaai het. So kom ons sê, dis die tyd. Maar jy is heeltemal reg. Maar soos ek sê, dit het al van 1834 af begin gebeur. So onthou altyd, nie alles in geskiedenis is sulke merkpunte van daai dag, daai datum en dit gebeur. Baie goed gebeur so geleidelik. En eers as ons terugkyk, dan sien ons, dis interessant, hier het 'n ding begin gebeur. Terwyl dit aan die gebeur was, het ons nie agtergekom het gebeur nie. Ons kom eers agter dit gebeur as ons terugkyk. 19de eeu, onthou, dis 'n oorsig. Ontdekking van diamante en goud. Wat het eers gekom? Diamante of goud? Diamante. Lei tot groot migrasie en ekonomiese ontwikkeling, maar ook tot konflik met inheemse bevolkings en tussen die Britse ryk en die boere. Belangrike datum, 1899 tot 1902. Die Tweede Anglo-Boereoorlog lei tot die anneksasie van die boererepublieke deur die Britse ryk. Anneksasie? Iemand? Anneksasie is soos kolonisasie op steroids. Kolonisasie is wanneer een groep inkom en 'n ander groep oorneem. Anneksasie beteken, dit is wanneer een regering 'n ander regering oorneem. So, sê nou maar, ons besluit, ons wil hê Zimbabwe moet deel wees van Suid-Afrika. Ons vat ons weermag en ons stap daarin en ons sê vir Zimbabwe se mense en vir hulle regering, ons annekseer julle nou, julle is nou deel van Suid-Afrika. Finish en klaar. En as julle nie saam sê nie, boom, 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 bom, bom, bom. Dis annekseer. Jy maak hulle letterlik deel van jou regering, van jou land. En dit is wat die boere
wat die Britte gedoen het met die boere, omdat die boere die oorlog verloor het, die tweede vryheidsoorlog verloor het. In 1910 word die Unie van Suid-Afrika gestig en toe word die 4 provinsies, alles word een land, kry 'n nuwe grondwet en alles. In 1948 word apartheid ingestel en die regering begin met 'n beleid van rasse, daar's 'n fout, dit moet nie rasse skudding wees nie, dis interessant, hier's 'n fout op Wikipedia. Dit moet rasse skeiding wees. En diskriminasie. Rasse skeiding en diskriminasie. Dis nou seker AI wat dit gemaak het. En AI is nie so goed op Afrikaans nie. Van die 1960s tot die 1980s, die stryd teen apartheid neem toe met internasionale sanksies en druk op die Suid-Afrikaanse regering. Wat beteken dit as iets toeneem? Maar klaar? Eindig? Dit word erger, dit word meer. Die teenoorgestelde van toeneem is afneem, dit word minder. As daar 'n toename in diefstal is, beteken dit, of toename in inbrake, beteken dit daar's meer inbrake. 'n Toename in padongelukke, meer padongelukke. 'n Afname, minder padongelukke. Die ander belangrike woord daar, wat is sanksies? Julle gaan nie weet, dink ek nie. Internasionale sanksies. Nou, lande dryf internasionaal met mekaar handel, dit gaan veral oor handel dryf, en dit kan gebeur, wanneer een land iets baie slegs doen, teenoor sy bure of teenoor sy mense in sy eie land, dan kan die res van die wêreld sê, julle maak so gemors, dat ons julle nou gaan straf. Ons gaan nie meer na julle toe uitvoer nie. Ons gaan sorg dat julle glad nie meer, byvoorbeeld, ons gaan julle internet afsny. Jy dink aan tariewe. Tariewe kan deel wees van sanksies. Tariewe kan 'n manier wees waarop jy sanksies toepas. Ek kan vir ouens maar ek wil nie nou oor tariewe praat nie. Ek wil nou 'n sanksie is 'n tipe straf. Sê nou maar soos wat Eskom doen. Hoekom sê jy soos wat Eskom doen? En hulle sit mos, Eskom sit mos ons krag af om krag te spaar. Ja, dis nie sanksies nie. Maar wat het die krag uitgemaak? Sê nou maar die hele wêreld besluit Suid-Afrika word sleg geregeer en ons moet 'n nuwe regering kry. En sê nou maar al die mense in Suid-Afrika stem vir 'n nuwe regering en die ANC sê ons aanvaar nie die verkiesing nie, ons gaan nie aanvaar dat mense 'n nuwe regering wil hê nie. Ons gaan die gesag oorvat. Dan kan die res van die wêreld, die Verenigde Nasies en so, dan kan hulle sê, okay, is fyn as julle dit wil doen, gaan ons julle straf. Ons gaan vir Google sê, hulle mag nie meer, mense in Suid-Afrika mag nie meer YouTube kyk nie. Google moet YouTube na Suid-Afrika toe afsit. TikTok mag nie meer in Suid-Afrika wees nie. iPhone en Apple sê, ons vat al die Apple winkels, maak ons toe. Amazon, jy kan nie goedes bestel by Indië. Jy kan nie, Amazon sê, ons maak ons winkel toe, jy mag nie meer by Amazon bestel nie, kan nie meer by Amazon bestel nie. Isolated van die wêreld. Dan, dit is 'n vorm van straf, dis sanksies. Okay. Dis 'n belangrike woord, belangrike ding wat gedoen word. Jy mag nie meer sekere produkte invoer nie. 1990 tot 1994
Apartheid word afgeskaf. Afgeskaf. Daar is daai woord weer. Nelson Mandela word vrygelaat. En die eerste 67. demokratiese verkiesings word gehou. Hy is 76. In 1994 word Nelson Mandela die eerste president van demokratiese Suid-Afrika. Hoe lank het dit nou so? Ek dink hy het 76. Hy was 23 jaar in die tronk. OK. Kom ons praat net gou asseblief bietjie oor die Britte. Van die Britte het 'n ontsettende groot rol gespeel in Suid-Afrika se geskiedenis. Die VOC se Kaapse bewind is in 1795 afgesluit weens die stryd tussen Brittanje en Frankryk. Dit het ook saamgeval met interne probleme in Nederland en die besetting van die land deur die Franse in 1795. Brittanje beset die Kaap as gevolg van die Franse besetting van Holland en die oorloë op die Europese vasteland. Wat was daai oorloë nou weer genoem gewees? Kom, julle moet weet. Daai oorloë op die Europese vasteland? Nee. 'n ander ou se naam? Hitler. Oh my jene. 1795. Hallo. Ons is bietjie past. Napoleontiese oorloë, Napoleon. Okay. Daar jene, die taal is op swak. Kyk hier. Daarna Brittanje het vir so wat 8 jaar van 1795 tot 1803 geheers. Wat's fout met daai sin? Daar staan daarna Brittanje het, wat moet dit wees? In goeie Afrikaans. Dankie. Ons sê mos nie in Afrikaans daarna Brittanje het nie, ons sê daarna het Brittanje. Vir so wat 8 jaar, van 1795 tot 1803 geheers, waarna die Bataafse regering die Kaap vir slegs 3 jaar bestuur het. Bataafse, dit was die Nederlandse regering se nuwe naam, maar net vir 3 jaar. In Januarie 1806 het Britse troepe onder bevel van generaal D. Baird en 'n groot vloot van 61 skepe die Bataafse magte maklik verslaan lees en die Britte het die bewind weer oorgeneem aan die Kaap. Danksy die Britte se baie ervaring van koloniale bestuur en die Kaap, danksy die Britte se baie ervaring van koloniale bestuur, gemaklik in sy koloniale stelsel ingeskakel. In 1820, dis 'n belangrike jaar, wat nie op daai tydlyn uitgesit word nie, maar dit is 'n belangrike jaar, nadat Britse beheer aan die Kaap gevestig was, is duisende Britte as immigrante na die ooskus van Suid-Afrika gestuur. Die 1820 settlers. So daar was 2 groepe mense wat as groepe van ander lande af Suid-Afrika toe gekom het. Die Franse Hugenote en die Britse settlers in 1820. Hulle is gestuur om die werkloosheidsprobleem op te los, wat as gevolg van die einde van die Napoleontiese oorloë in Brittanje ontstaan het. So in Brittanje het die mense nie werk gehad nie. Daar was duisende mense in Brittanje wat nie werk gehad, nie kos gehad, nie arm was. Toe sê die Britse regering, ons het 'n plan, kom ons stuur hulle Suid-Afrika toe. Ons gee vir hulle daar 'n stukkie grond, en hulle kan daar gaan bly. En hulle het in die 5 maande tussen Desember 1819 en April 1820 het meer as 20 skepe met so wat 1000 mans en 3000 vroue en kinders van Brittanje vertrek om hulle hier te vestig. Die Britse laars het grootliks as boere misluk. So hulle was nie baie goeie boere hier nie, want alles is anders. Julle was nog nooit in Engeland nie. Maar ek sê vir julle, Engeland is so anders as Suid-Afrika.
Die hele plek Die grond is anders, die lug is anders, die klimaat is anders. Om te dink, jy gaan nou van Engeland af, jy ken Engeland se boerdery, en jy gaan nou hier in Suid-Afrika kom boer. Ja, hulle het nie mooi daai plan uitgedink nie. Maar tog, die Engelse wat gekom het, die meeste het gebly, en hulle het sukses gemaak. Daar was van hulle wat wel suksesvol geboer het, maar baie van hulle het besigheidsmanne geword, hulle het winkels begin, baie van hulle het koerante begin, en hulle het ingeskakel. Die plek waar hulle die grond gekry het, was by Port Elizabeth, Oos-London, daar in die Oos-Kaap. Dis hoekom die Oos-Kaap baie Engels is. Nou is dit nog okay. Die Afrikaners aan die Kaap het van 1830 al hoe sterker protes gemaak teen die kroonkolonie bestuur. Die kroon? Waarna verwys dit? Brittanje, want Brittanje het 'n koning gehad. Dit het onder meer tot die groot trek van so wat die middel 30er jare tot so wat 1854 gelei. In die middel 1820s heers Shaka, julle het al van hom gehoor, die grondlegger van die Zulu volk reeds oor 100,000 mense, en het hy 'n leer van 40,000 manskappe. Wat is 'n ander woord vir 'n leer? Soldate, weermag, nee, 'n weermag. Talle mismoedige boere. Hoe is mense as jy mismoedig is? Moedeloos. Ja, jy is nie gelukkig nie, nee, jy is nie gelukkig nie. Hulle was nie hartseer soseer nie, hulle was kwaad vir die regering, hulle wou nie onder Britse regering staan nie, hulle het nie gehou van wat die Britte doen nie. Trek van 1836 af noordwaarts onder die Britse gesag uit, die groot trek, en stig hul eie republieke in die noorde. Die twee grootstes was die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek, of, soos dit kortweg genoem is, Transvaal. Daar is verskillende botsings tussen die boere en die swart volkere, ook die Zulus, onder aanvoering van Shaka se moordenaar en opvolger Dingaan. Shaka was 'n genadeloose heerser wat sy raadgewers gereeld geraadpleeg het, maar uiteindelik die finale besluit self geneem het. Alle mans onder 40 jaar is in regimente opgeneem en hy het verskeie veldtogte geloods en baie groepe verslaan, onder meer rondom 1824 in Natal. 'n regiment is 'n afdeling in 'n weermag, né? Ek wil net gou hier dat ons bietjie praat oor die Suid-Afrikaanse Republiek. Die afkorting daarvoor is ZAR. Ek wonder of dit is hoekom ons geld vandag die ZAR op die internasionale markte is. Ek dink nie dis hoekom nie, maar okay. Ook die Transvaal genoem was 'n onafhanklike republiek wat deur die voortrekkers noord van die Vaalrivier gestig is. Dit het vir minder as 50 jaar bestaan en het in 1902 tot 'n einde gekom. Hoekom? Nadat Brittanje die republiek in die Tweede Vryheidsoorlog, ook bekend as die Anglo-Boereoorlog, verslaan het. Goud is in 1886 op die Witwatersrand ontdek wat gelei het tot die stigting van Johannesburg. Nederlands was die amptelike taal wat hulle gepraat het. Daar op die kaart kan jy sien waar dit is. Dis rondom Gauteng vandag. Dis Gauteng, stukkie van Noordwes, stukkie van Mpumalanga, en die Vrystaat is maar nog nie die Vrystaat. Dis hoe hulle vlag gelyk het. Het was die 4-kleur genoem. Die Suid-Afrikaanse Republiek het 'n baie belangrike rol gespeel, al het hulle net 50 jaar lank bestaan. Want die Afrikaners wat daar gebly het baie sterk gevoel oor hulle identiteit. Ek gaan hier so stop. Ons kan môre aangaan en môre kan ons praat oor die Tweede Vryheidsoorlog, want ons is nou al 30 minute lank aan die gang.